Tema vanmôre is, elkeen sal vergeld word volgens sy optrede en die vrug van sy dade. Ek wil hê, jy moet saam met my lees uit Jeremia 17 vers 10. Die woord sê vir ons, die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy hande. Nou dit sê basies alles vir ons wat ons tema vanmôre omvat. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk, wat bedoel die woord as hy sê ons sal elkeen vergeld word volgens ons optredes en ons dade. Die kerk van die Here, hierdie is glad nie iets wat onbekend is vir ons as gelowiges nie, selfs nie eens vir die ongelowiges of die goddeloses nie. Daarmee kan ek verseker sê dat die meerderheid van die mensdom weet dat elkeen van ons sal vergeld word volgens sy optrede en die vrug van sy dade. Met ander woorde, hoe jy jou lewe lei of hoe jy optree in enige en elke situasie sal wees die vrugte wat jy sal pluk vir daardie spesifieke dade. Ons is so vinnig om oor ander se dade en optredes te praat, maar kyk ons bietjie na ons eie optredes. En kyk ons dalk so 'n bietjie na ons eie dade. Ons het almal al daardie gesegde gehoor dat elke aksie het 'n reaksie. En dis presies hoe dit is met elke mens teenoor God ook. Wat sê ek dan vir u vanmôre? Elke aksie wat jy neem of elke optrede sal bepaal watter reaksie jy sal kry, selfs van God af. Die mens is so geneig om die fout by almal te soek, behalwe by homself. So geneig om almal en alles om jou die skuld te gee, hoekom dit met my gaan soos wat dit met my gaan. Maar as ons eerlik wil wees en vir 'n oomblik gaan sit en dink daaroor, sal ons besef dat 99,9% van die tyd is my aksies of my optrede verantwoordelik vir die omstandighede of die situasie waarin ek myself geplaas het. Sê ek vanmôre, daar is nie omstandighede en situasies wat onbepaald in my lewe intree nie. Ja, daar is dinge wat gebeur. As jy in jou voertuig klim en jy is dood onskuldig op pad Spar toe en hier kom 'n ou oor die stop gejaag en hy jaag binne in jou motor en is dit definitief nie iets wat jy kon verhoed het op daai oomblik. Maar daar sekere dinge in ons lewens waarmee ons as kinders van God sukkel. En die rede daarvoor is omdat ons aksies en ons eie dade, ons eie optredes veroorsaak hierdie klas van dinge. Ons gaan sien vanmôre wat die woord bedoel daarby. Terwyl ons weet dat God wel dinge toelaat in ons lewens, omdat ons nie optree soos hy van ons verwag nie, of omdat ons nie doen wat ons behoort te doen, steeds sal ons nie eers selfondersoek instel om te kyk, wat het ek dalk verkeerd gedoen? Wat het ek dalk gedoen wat uit lyn uit is met God se woord? Of het ek nie dalk verkeerdelik opgetree in 'n sekere situasie en nou is hierdie my vergelding vir my optrede? Of die vrug wat ek nou pluk van my eie dade. En as ek 'n voorbeeld kan gebruik van vergelding of die vrug van jou dade, dan wil ek die voorbeeld gebruik van ouers en kinders. Jy as ouer het tog sekere reëls in jou huis waarby jou kinders behoort te hou, of het sekere beginsels oor sekere dinge. Jy het 'n lyn getrek en as hulle deur hulle optredes of dade oor hierdie lyn trap, dan pluk hulle die vrugte daarvan. So dan word hulle nou getuig. En nou wil ek verder gaan en hulle word getuig omdat jy lief is vir hulle en wil hê dat hulle
met die regte beginsels groot gemaak word. Liefde is nie net om iemand te los dat hy doen wat hy wil. Want selfs die woord sê vir ons, tug diegene wie jy lief het. Want dit is al hoe jy iemand wat uit lyn uit is, of oor die lyn trap, kan dissiplineer, en hom of haar net so 'n bietjie terug te bring agter daardie lyn in. En hierdie tugtiging of dissiplinering word, of sal ek eerder sê, behoort van kleins af toegepas word. Want selfs in die grootmenswêreld is daar sekere reëls en regulasies waar jy as werknemer in jou maatskappy, waar jy werk, moet onderdanig wees. Stem jy saam met my? En selfs by jou werk, sal jy die vrugte pluk van jou dade. Is dit nie so? Dis net so. As jy die uitblinker is by jou maatskappy, gaan jy die vrugte pluk daarvan. Maar as jy die ou is wat elke 2 ure vir 'n halfuur in die badkamer gaan lê op Facebook, gaan jy ook die vrugte daarvan pluk. Weet jy, ek sê altyd vir my mense, jy moet een ding onthou. Hoe jy jou werk doen, sal bepaal wat op die uiteinde met jou gaan gebeur. Want kom ons wees eerlik vanmôre, as jy nou die ou is wat die minste doen in die maatskappy, die dag as daar mense gesny moet word, is jy die ou wat heel eerste by die hek uit is. Stem jy saam met my? Dit is jou optredes en jou dade wat veroorsaak dat jy hierdie vrugte of die vergelding daarvan ontvang. Nou gaan later vir die verduidelik hoekom ek hierdie voorbeeld gebruik, want ons as mens is gewoond aan hierdie klas van dinge. Daar's niks niets vir ons in dit nie. Daar's 2 tipes vergelding, of 2 tipes vrugte wat ek kan pluk, positief of negatief. Soetvrugte of suurvrugte. In Spreuke 3 vers 11 en 12 sê, my seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weersit werk nie, want die Here tugtig hom wie hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag. Ek gaan weer vir u lees. Hy sê hier, my seun, verag die tugtiging van die Here nie. Met ander woorde, moenie aanstoot neem as jy 'n bietjie pak slaag kry by die Here nie. Daar's 'n rede hoekom die Here jou so 'n bietjie tugtig. En laat sy kastyding jou nie 'n weerstand wek nie. Moenie 'n rebels raak daaroor nie. Want die Here tugtig slegs die wat hy lief het. En dan sê hy net soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Daarom is dit so bitter belangrik vir ons as ouers om ons kinders te dissiplineer wanneer dit nodig is. Want as 'n kind nie van kleins af geleer word om onder gesag te staan nie, gaan hy of sy by die werksplek ook nie onder gesag kan staan. En dan gaan ons verder. As jy by die werksplek nie onder gesag kan staan nie, hoe in die lewe wil jy vir my vanmôre verduidelik, gaan daai kind as 'n groot mens onder hierdie gesag staan? Onder 'n gesag wat hy nie eens kan sien nie. Hy gaan nie. Hy gaan nie. En dan word hy vergeld vir hierdie ongehoorsaamheid en hierdie rebellie, want dit is niks anders as dit. En dan, wie kry die skuld? Die Here. Hoekom is die Here so met my? Ons moet verstaan dat dit stop nie net by 'n groot mens om te sukkel om onder gesag te staan by die werk nie, maar om te sukkel om onder gesag te staan by God is 'n probleem. Hoekom? Want ek is gelos dat ek maak net wat ek wil. Ek is nie getug die tye wat ek ongehoorsaam was aan my ouers se reëls. Daarom is die werkgewer nou die onregverdige een, omdat ek aangekla word omdat ek nie volgens die reëls van die maatskappy handel. As ek nie eers onder my werkgewer se gesag kan staan of gehoorsaam wees nie, is dit nog moeiliker vir my om aan God se woord gehoorsaam te wees. Kan jy sien waarna hy die optredes lei?
En wanneer ons vergeld word op hierdie optredes van ons, of die vrugte pluk van my dade, dan wonder ons partymal, maar hoekom gebeur die dinge? Ek moet nou nie na my toe kom en vir my sê, maar ek mag nie meer my kinders slaan nie. Want nergens in die woord staan daar geskryf dat ek mag nie my kind digtig. Inteendeel bemoedig die woord ons om hulle te dissiplineer. En ons gaan later sien hoekom dit van vroeg af moet begin. As jy nie jou kinders dissiplineer nie, is jy besig om 'n rebel groot te maak. En as jy as ouer, gaan die vrugte daarvan doen. Dis nou waar die grap in kom. Want dit is jou dade en jou optredes wat hierdie kind gaan maak of breek. Man, ek moet toch van my ma gesê, nee. Goodness. Man, sy gaan haal hom daar agter in Januarie maand. Sy klap vir jou uit jou skoene uit. En dan moet ek hoop en bid, my pa het my nie gehoor, die oomblik toe ek teruggepraat het daar. Want ons as kinders is sommer gestuur met 'n broodmes. Agter in ons huis het ons so lang heining gehad, met sulke lang latte. Het jou eie lat gaan sny. As vir jou mes gegee het, sê gaan, jy wil ons 'n groot meneertjie wees, gaan sny vir jou 'n lat. Daar's 'n gesegde, jy sny 'n lat vir jou eie, maar gaan dit nou nie doen. Nou ons het letterlik 'n lat gaan sny vir my eie. Ja. Nou weet jy nie met 'n kadakkel of 'n dinge sny nie. Want altyd maak jy seer. Dit vat jou omtrent 3 ure om my lat te soek. En jou pa uitkom sê, hey, wanneer kom jy? Ek soek nog. En nog nie reg hier kry nie. Einde van die dag besluit jy, nou moet ek maar sny, want dit moet klaar kom. Dan gaan jy met jou skoongemaakte laatjie in kamer toe. Dan word jy gevoeder behoorlik. Omdat jy teruggepraat het. Of omdat jy dalk net vir jou ma gesê het, nee. Ek het eendag my sterre gewik vir my ma, en ek is by die agterdeur uit. Hierdie ou mynhuise waar ons gebly het, ons hierdie sifdeure gehad, en die ding het ons 'n spring aan. En toe ek by daai deur uit is, toe breek ek nou nie daai spring nie, en daai deur slaan toe. Boetie, het ek vir jou warm geword na daai, omdat ek die deur in die kwalifys van my ma se gesig toegeslaan. En ek het dit nie eens gedoen, maar in elk geval. Dit is wat gebeur as jy wil groot wees voor jou tyd. Maar ek wil vir julle sê vanmôre, ek is dankbaar. Ek is dankbaar dat ek reg groot gemaak is. En dan het jy partymal onnodig pak gekry. Jy weet, daar is kere wat my broer wat daar agter sit droog maak, dan kry ek ook sommer 'n paar soms. Want kyk, die ou mense in ons werk, kom, wie was dit gewees? En as jy vir 'n oomblik stil is, ek kom al 3 van julle sommer gaan. Daar gaat ons, né? En dan gaan niemand verder niks sê nie. Jy weet net, jy kyk vir hom asof jy hom wil doodkyk, omdat jy weet, dis hy wat droog gemaak het. Maar niks sal ons sê nie, ons bly maar stil, dat ons almal aan 'n shot vat nou, man, né? Volgende keer is dit weer sy beurt om vir die shots te vat. Dis dood eenvoudig. Wat jy insit, is wat jy sal uitkry. Daar is altyd 'n beloning vir alles. Al is dit nou 'n bietjie agtersterre, dis ook 'n beloning, né? Dis nou net 'n negatiewe beloning. Dis of 'n geskenk omdat jy 'n paar onderskeidings gekry het op skool omdat jy ingesit het. Jy het letterlik tyd ingesit. Jy het dade ingesit. Jy het hard gewerk. En nou word jy beloon met 'n paar onderskeidings, of jy het absoluut niks ingesit nie, en jou beloning is 'n lekker pak slaag omdat jy al jou vakke gebruik het. Daar is jou beloning. Omdat jy niks tyd ingesit het. Pluk jy die vrugte van hierdie swak punte, wat gemaak dat jy weer hierdie vak of hierdie standaard moet oordoen. Net soos jy en ek, wat daagliks toets op wat op ons pad kom. En ek wil vir julle vanmôre sê, as jy vir hom gedop het, gaan jy hom oor skryf. Nou kom ons kyk bietjie wat sê die boek van Jeremia in hoofstuk 17. Praat die Here van die sonde wat
van Juda geskryf is met 'n ystergriffel, 'n diamantpunt. Met ander woorde, die dade en die optredes as ook hulle ongehoorsaamheid of hulle sondes is die oorsaak van God se grimmigheid teenoor. Jeremia 17 vers 3 tot 6 sê, en ek wil hê jy moet mooi luister, hy sê hierso, my berg in die veld, jou rykdom, al jou skatte, sal ek as buit gee, saam met die hoogtes, weens die sonde in jou hele grondgebied. En jy sal uitval, dan gaan hy verder en hy sê, en dit deur jouself. Met ander woorde, nie deur my nie, deur jou dade, deur jou ongehoorsaamheid, deur jou sonde wat jy aanhou weer. Deur dit sal jy uitval en jou erfenis wat ek jou gegee. En ek sal jou vyande laat dien in 'n land wat jy nie ken nie. Want julle het 'n vuur aangesteek in my toorn, tot in ewigheid sal dit brand. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. En hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon. 'n Brakkerige, onbewoonde land. Hier kan ons duidelik sien dat hierdie vloek oor Juda gekom het, oor hulle eie dade, oor hulle optredes teenoor God. Die een wat hulle al hierdie rykdom gegee het, is God. Hy is die een wat vir hulle al hierdie skatte gegee het. Net soos die rykdom wat God aan ons as mens gegee het, en as ek praat van rykdom, praat ek nie vanmôre van 'n beursie vol geld of 'n bank vol geld nie. As jy vanmôre hier sit en jy ervaar 'n mate van gesondheid, is jy skatryk. Is jy skatryk. Kan ek vir julle sê vanmôre, daar's baie voorbeelde daar buite. Hierdie ou wat, daai skatryk man wat in die rolstoel gesit het, wat die Windows geskryf het, of wat het hy gedoen? Wat was sy naam? Mark, wat was sy naam? Steve, daar is sy naam, Stephen Hawkins, né? Wat het hy gehad? Hy is 'n multimiljonair gewees. Maar hy het in 'n rolstoel gesit en het 'n pypie so geblaas, as hy 'n bietjie vorentoe, 'n bietjie agtertoe beweeg. Nou as ek vanmôre vir u wil vra, wat gaan jy kies? Gaan jy kies om soos daai man in daai rolstoel te sit, wat jy jou hande kan gebruik nie, maar 'n bank vol geld, of eerder my gesondheid? Is ek seker gaan almal van ons gesondheid kies. So dis jou rykdom. Ons moet nie altyd dink dat rykdom geld is nie. Dis ongelukkig wat ons as mens doen is. As ons hoor van rykdom, dan dink ons aan geld. Wanneer hierdie dinge gebeur, is gewoonlik wanneer die mens omdraai en vir God sal vra, maar Here, hoekom het u dit wat u aan my gegee het, nou weggevat? Dis mos nie hoe 'n regverdige God werk nie. En dit terwyl jy nie jou kant van die deal gehou het, verwag ons dat God sy kant van die deal altyd moet hou. As ons net 'n bietjie verder lees in Jeremia, sal ons sien dat ons self net soos Juda ons eie vergelding bepaal deur gehoorsaamheid of natuurlik ongehoorsaamheid. Deur te doen wat God van ons verwag en daarna die vrug van ons dade te kan pluk. Deur dit kan ons verseker sien dat God 'n regverdige God is. En dat God vir jou die keuse gegee het. Die keuse om die regte ding te doen, of die keuse wat jy het om te doen wat jy wil doen. En in ongehoorsaamheid teenoor God se woord te handel. En as dinge begin sleg gaan, dan wonder ons hoekom. Jeremia 17 vers 7 tot 8 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Hoor wat sê die woord, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte
is hy nie besorg nie, en hou hy nie op om vrug te dra. Weereens sien ons dat die optrede en die dade die oorsprong sal wees van die vrugte wat jy pluk in jou lewe. Dis hier waar ons die hand van die Here oor ons lewe sien beweeg. Dit beteken nie dat alles net altyd goed sal gaan nie. Dit beteken nie as jy môre opstaan dat al jou probleme verdwyn nie. Nee. Jy staan nou saam met God voor hierdie probleem. So bly jy net die regte ding doen en God sal die res doen. Kerk van die Here, ek wil u bemoedig vanmôre, regtig waar, en ek kan vanmôre getuig in my lewe. Dis nie te sê omdat jy 'n kind van God is, alles gaan nou net presies honkie-dorie doen. Daar bestaan nie so ding. Kom ek sê vir u eerder, wees eerder bly as jy die wind van voor af kry. Wees eerder bly as jy daai teenkanting kry van die vyand af, want dan weet jy ten minste, ek is op pad na die regte plek toe. Want as jy geen teenkanting van die vyand kry nie, weet hy het jou presies waar hy jou wil hê. So moenie jouself moeg maak, omdat jy sien, daar's dinge wat in my lewe skeefloop. Kyk, dit is belangrik om te kyk na jou optrede en jou dade. Hoe lewe ek? Hoe leef ek my lewe? Probeer ek ten minste my lewe lei, en as die Gees van God vir my sê, om van iets ontslae te raak in my lewe, is ek gehoorsaam? Ja of nee? As die antwoord ja is, gaan jy die vrugte pluk daarvan. As die antwoord nee is, sal jy ook die vrugte daarvan pluk. Dan moet ons altyd kyk, hoekom dit gaan soos wat dit gaan. Hoekom gebeur hierdie dinge? In 'n baie ontstellende taal plaas die Here in vers 5 'n vloek op die mensdom. Dank die Vader nie om alle mense nie, maar net die wat hulle gebrek aan hartsverbintenis aan God verraai. Wie se harte en wie se gedagtes van God weggedraai of afgewyk. Sien, hier kom dit nou. Die oomblik wat jou hart en jou gedagtes begin afwyk en wegwyk van God af, kerk van die Here, beteken dit, ek wil hê jy moet vir jouself indink, dat hierdie is 'n groot sambreel. Dis 'n sambreel van genade waaronder ons nou staan. Jy is die een wat die keuse maak, ek beweeg onder hierdie sambreel van genade uit. En die oomblik wat jy uitbeweeg onder hierdie sambreel, is wanneer jy begin afwyk, jou hart begin afwyk van God af, en jou gedagtes begin wegwyk van God af. Dis gewoonlik daar wat die vyand vir jou beet kry. Dis gewoonlik daar wat dinge begin skeefloop. Dan wonder ons, maar hoekom? Dis die vrugte wat jy pluk van jou dade. Van jou eie optredes. Nie van iemand anders se optrede nie, jou optredes. Hierdie afvalligheid wys in die feit dat hulle krag soek in alliansies met ander mense. Dit is niks anders as om mense wat op mense vertrou, eerder as op God. Maar die afvalligheid laat hulle juist kragteloos, soos 'n jeneverstruik in die Araba, die woestyn wat strek van die dooie see af tot by die golf van Akaba. 'n Duidelike verwysing na die beskrywing van die goddeloses wat vir ons in Psalms beskryf word. Afvalligheid isoleer hulle van God se krag. Dwarsboom enige groeikrag, sodat hulle nie vrugte dra soos wat hulle moet. Daarom is hulle vervloek en sal die Here hulle vergeld volgens hulle dade. Of dan juis hulle gebrek aan vrug. Daarteenoor gee die Here hierdie belofte in die vorm van 'n saligspreking. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hulle is soos bome wat by water geplant is en voorspoedig en vrugbaar is reg deur die jaar. Het sy dit warm is, het sy dit droog is. 'n Duidelike verwysing na die beskrywing van die regverdiges. Die Here sorg dat hulle nie angstig raak nie, selfs wanneer dit droog is. Die Here sorg dat hulle nie op 'n vrug dra. Die Here self is
hulle bron van sorg. Dink aan Jesus se beperkte geduld met mense wat nie vrug dra nie. En die gelykenis van die vyeboom. Lukas 13 vers 6 en ook Jesus sê uiteindelike vervloeking van die vyeboom sonder vrugte. Matteus 21 het verskeie raakpunte ook by die Psalm sowel as in Jeremia 17. Maar keer die Here egter terug na sy opmerkings oor die hart van die mens en hy wys hoe bedrieglik die hart is. Die innerlike bewussyn van die mens, die sentrum van ons gedagtes. Om die waarheid te sê, vra die Here, selfs in sy woord, wie sal die hart kan verstaan? Maar die hart is bedriegliker as alles. Dit is ongeneeslik. Here laat ons egter nie sonder enige hoop nie, want sy reaksie op die ongeneeslike hart is, ek, die Here, deursoek harte en toets niere. Die hart is die setel van ons gedagtes en die niere van ons gevoelens. Die mens wat hom toelaat om sy reinigende en helende werk in hulle gedagtes en gevoelens te doen. Met ander woorde, wat die vrug dra, sal geseënd wees. Die wat sy werk teenstaan, met ander woorde, wat nie die vrug dra, sal vervloek wees. God het dus in sy toetsing van ons gedagtes en gevoelens 'n louterende en suiwerende krag in ons lewe. Daarom moet ons as mens nie te gou ontsteld raak oor dinge wat verkeerd loop in jou lewe nie. Daardeur is God besig om jou hart en niere en jou gedagtes en gevoelens te toets, te deursoek. Kan nie vanmôre sê ek vertrou op die Here, maar as die wind net 'n bietjie sterk begin waai, dan staan ek nie geanker vas in God. Dan begin ek eerder my vertroue op ander mense te plaas. En dis presies wat ons nie moet doen. Bly by die Here. Wys hom deur jou dade en jou optredes, dat jy ten volle op hom vertrou vir alles in jou lewe. Want wat ons saai, sal presies wees wat ons maai op die einde van die dag. Die woord is baie duidelik as dit kom by hierdie ding. Ons optredes en ons dade is wat vir ons vergelding bring, of niks anders as ons daaglikse leefwyses. Met ander woorde, ons denke, ons gewoontes, of ons aksies. Wanneer ons van iemand praat en sou sê, hulle is vrygewige mense, dan dink ons dadelik aan geld, nie waar nie? Maar buiten vir geld, waarmee anders is ons vrygewig? Want dit waarmee jy vrygewig is ook dit wat jy sal ontvang. Wil jy meer geliefd wees? Wees meer vrygewig met jou liefde. Wil jy meer deel wees van 'n groep? Laat ander meer deel voel van jou groep. Wil jy meer geseënd wees? Wees dan 'n seën vir ander. Wil jy meer van God hê? Gee dan 'n bietjie meer van jouself ook aan God. En as God dink bietjie hier aan, dink net bietjie hier aan. As die Here, as God net moes insit in ons lewens, wat ons in hom insit, wat sou jy ontvang? So te sê niks. As die Here letterlik net daai ou, en as ek sê 5 minute en jy dink 5 minute is kort, gaan bid bietjie vir 5 minute. As jy daai ou 5 minuutjies wat jy voor God spandeer, terugkry van die Here af, presies die hoeveelheid tyd wat jy insit vir hom, wat gaan jy kry? Waar gaan ons wees? Waar gaan ons opeindig? Wat jy insit is wat jy uitkry. Daarom is dit belangrik dat ons tyd insit en by die voete van Jesus uitkom. En ek sê nie
jy moet dag en nag voor die woord van God spandeer nie, want ons kan nie. En die Here verstaan dit, die Here ken jou omstandighede, hy weet, ons almal werk, en hoeveel tyd ons in wat insit. Maar as daar tyd kom, lewe, ten minste jou lewe, dat het God behaag. Want dit is die vrugte wat jy gaan pluk. Met die woning wat God vir jou gegee het, die familie en die vriende wat die Here vir jou gegee het, jou voertuig wat jy het, selfs die brandstof wat in jou voertuig is, kom alles van die Here. Sou ons enigstens iets van hierdie gehad het, as die Here dieselfde ingesit het, in ons, as wat ons in hom ingesit het. En al wat God van ons verwag, is net om te hou by sy woord. En deur gehoorsaam te wees aan sy woord, kom hy en hy vergeld ons vir dit. Deur jou al hierdie blessings wat jy het in die lewe te gee. Dit is ons verantwoordelikheid. En weet jy wat, God het nie nodig om ons te vergoed nie. Die woord van die Here is vol beloftes, maar elke een van hulle te voorbaar. Die Here sê, ek sal vir jou hierdie gee, maar ek wil hê jy moet daai en daai doen. Het God nodig om dit te doen? Het die Here nodig om ons enigstens te vergeld of te vergoed of 'n beloning te gee, omdat jy gehoorsaam is? Nee. Want hy het reeds die grootste beloning wat ons ooit sal kan ontvang vir ons gegee. Dis sy seun Jesus Christus. So ons het nie eintlik nodig, ons mag nie verwag dat God ons vir enige iets te beloon. Maar tog in sy goedheid, met sy hart, is hy so getrou. En hy sal nooit teen sy eie beloftes gaan. En ek kan vanmôre getuig daarvan. God is getrou in alles wat jy vir hom vra. Maar dit beteken nie dat ek kan agteroor sit en verwag dat alles net moet gebeur nie. Ek moet alles in my menslike vermoë doen. En dan sal die Here kom. En hy doen die res. Ons is geneig om te kyk na iemand wat suksesvol is, en daarna na die plek waar ek myself nou bevind. Dan vra ek vir myself, hoekom kan ek nie ook so lekker lewe hê? Nou wil ek vir julle sê, gaan kyk maar eers, waar kom daai ou vandaan? Gaan vra hom eers 'n bietjie, wat het dit alles gevat vir jou om te kom waar jy vandag is? En ek kan jou amper waarborg, jy gaan nie daai paadjie wil stap. Jy gaan nie in sy voetspore beloop om te ontvang en te kom op 'n plek waar hy homself nou bevind. Ons moet eerder net hê, en as God nie gee nie, dan rebelleer ons. Dan ontvang ons vergelding van hierdie rebelse optredes, en dan wonder ons ook nou hoekom dit met ons gaan soos wat dit gaan. Spreuke 3 vers 9 tot 10 sê, my seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Hoor mooi, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Kan ons sien wat is die voorwaarde? Vergeet nie my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, sê die Here. Bind dit om jou hals en skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en van mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou baie gelukkig maak. Wees nie wys in jou eie oë nie en vrees die Here.
Wyk af van die kwaad, sê die woord. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebete. Vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Wow. Wow, is dit nie amazing? Hier kom die Here en hy sê, as jy dit doen, sal ek dit doen. En is dit nie amazing hoe die beloftes van God, kom ek sê vir u vanmôre kerk van die Here, God is 'n God wat by sy beloftes hou. Ons moet verstaan, ons as mens sal vir mekaar iets beloof en as daar iets skeefloop, dan trek jy daai beloftetjie sommer net so terug. Maar God kan nie teruggaan op sy woord. Hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Daarom kan ons hierdie woord van God as ja en amen aanvaar elke dag van ons lewe. Net soos ons elke een net die beste vir ons eie kinders wil hê, hoeveel te meer dink u nie wil God die beste hê vir sy eie kinders? Want u behoort tog aan die Here. Ons is almal kinders van God. Ons is kinders in die oë van God. Die keuse is wel joune. Gaan ek eerder werk aan my optredes en my dade en my denke, my aksies en my leefwyse, om dit in lyn met God se woord te kan kry, sodat ek ook vergeld kan word met sy guns en beloftes. Of gaan ek maar aangaan op my ou trant van ongehoorsaamheid teenoor die woord en wonder hoekom ek my kop net bo water het. Kan ek vanmôre vir u sê, as jy vanmôre voel, jy is besig om te verdruk, is dit heel waarskynlik deur besluite wat jy geneem het, of dinge wat jy toegelaat het in jou lewe. Dis nie God wat jou verlaat het. Want God sal jou nooit verlaat. Hy maak dit bekend in sy woord, hy sal altyd by jou bly. Hoekom dink u, het hy hierdie gelykenis van die verlore skaap aan sy disippels vertel? Want God sal altyd uitkyk vir ons. Jy is die een wat wegbeweeg van God, nie God van jou. Gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid begin hier. Hier, bo, in ons gedagtes, meeste van die keer. Die maniere waarop ons oor die lewe dink, is die beginpunt van wat ons doen. Gehoorsaamheid aan God lyk dikwels anders as die manier waarop mense om ons leef. Dit vra dus dikwels dat ons 'n keuse moet maak om anders op te tree. Daarom moet ons eers luister na God en sy woord om te weet wat God van ons verwag. Die woordspeling en die woord gehoorsaam kan opgebreek word in twee: gehoor en saam. Ons moet eers God hoor voordat ons gehoorsaam kan wees aan sy woord. En die Heilige Gees is die een wat ons inspireer om dit te doen. Gehoorsaamheid is nie net 'n voorwaarde om God se genade te verdien nie, maar 'n spontane reaksie of keuse in antwoord tot God se liefde. Dit is baie maklik vir julle. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Die dag toe jy en jou vrou aan mekaar trou beloof het, is daar sekere voorwaardes gewees. En daar is sekere dinge wat sy van jou verwag en daar is sekere dinge wat jy van haar verwag. Dis presies hoe dit met God werk. Die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, die oomblik wat jy tot bekering kom, tree jy in die huwelik met God. En dan is daar voorwaardes. Net soos wat ons hier op aarde tog die beste wil gee vir jou huweliksmaat of die persoon met wie jy in 'n verhouding is,
Hoeveel te meer dink u nie, wil die Here vir ons hê? Omdat jy die beste wil hê vir daai persoon, jy sal alles in jou vermoë doen, om daai persoon se hart gelukkig te maak. Ek hoop so, dis veronderstel om so te wees, vir die van julle wat nie weet. Jy is veronderstel om jou ou vroukie op jou hande te dra. Dis hoe dit hoort. Dis wat God van ons as manne verwag. Vrouens is veronderstel om hulle manne te eer. En dis wat God van jou verwag. Daai wat jy net die beste van daai persoon wil gee. Jy werk hard, jy werk tot laat aande, sodat jy net die beste vir jou vrou en jou kinders kan gee. Die besluite wat jy maak jy rondom om 'n beter lewe vir jou vrou en jou kinders te gee. Maak nie saak wat dit kos. Dis presies hoe die Here met ons werk. Hoekom kan ons vir ons kinders en vir ons wederhelfte net die beste gee, maar as dit by God kom, dan moet hy maar die krummels van die tafel afval, optel. Besef ons vanmôre, dat ons dade, ons gehoorsaamheid aan God, ons onderdanigheid aan God, en om onder die gesag van God se woord in te beweeg, en te doen wat die Here van ons verwag, vir jou die wêreldse blessings oopmaak. Besef jy vanmôre wat wag vir jou, wanneer jy in aksie kom en jou lewe begin lei dat dit God laag. Jy sal vergeld word daarvoor. Ons as gelowiges het 'n verpligting teenoor God. Hy is tog die een aan wie ons behoort. Jy behoort nie aan jouself nie. En soos ek vroeër gesê het, hy het nie eens nodig om ons te seën, soos wat hy dit tans doen nie. Want Jesus was meer as genoeg. Al doen God van vandag af niks meer vir my nie, sal ek steeds dankbaar bly, omdat hy Jesus gestuur het, om vir my die prys te betaal. Want kerk, wanneer ons so vashou aan hierdie wêreldse en aardse dinge, is wanneer ons so sukkel. Ons moet dalk bietjie meer fokus op wat hierna gaan gebeur. Jy moet dalk bietjie begin bou op waar jy jouself gaan sien wanneer jy jou laaste asem uitblaas. Daarom sê die woord ook vir ons, moenie vir jou skatte hier op die aarde bymekaar maak. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. En al hoe jy skatte in die hemel kan bymekaar maak, is om onder God se gesag en onder God se woord en onder sy leiding te bly, om seker te maak, ek beweeg nie uit lyn uit met God se woord. Want niemand van ons weet wanneer die dag en die datum is. Oomblik wat jy uit lyn uit beweeg, is dalk net daai oomblik, maar die Here besluit nou, is die tyd vir my om te kom. Wat gaan ons dan doen? Gaan ons dan terughardloop vir die Here sê, maar Here, ek was nou laas week Sondag in die kerk gewees. Nee, gaan nie help nie. Jy gaan vergeld word volgens jou optrede, jou dade, jou leefwyse. Dit wat jy wys, hoe jy lewe. En nou praat ek nie van wanneer mense vir jou kyk nie. Hoe jy lewe as gelowig. Ons is verplig as sy kinders om gehoorsaam te wees ten alle tye. Ons skuld dit vir die Here. Of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan met jou. Oral in God se woord word ons herinner aan alles wat God se opdragte uitvoer en hoe daar van sy kinders verwag word om ook so in gehoorsaamheid op te tree. Deuteronomium 29:29 sê, die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Daar's baie dinge wat ons nie aan hierdie kant van die ewigheid sal verstaan, en wat God nie aan ons geopenbaar het, maar alles wat hy aan ons openbaar het, is sodat ons en ons kinders dit sal gehoorsaam.
Die belangrikste rede hoekom ons God se geopenbaarde wil moet gehoorsaam is dit, omdat dit sy opdrag is, omdat hy so sê. Ons kan amper net hier stop, want dit behoort vir elke gelowige genoegsaam te wees. Met dit gesê kan ons vanmôre erken dat elke aksie, elke optrede, elke daad 'n effek het op elkeen van ons se alledaagse lewe. En ek weet nie, elkeen van julle het seker gehoor van hierdie insident van hierdie persoon wat iewers in Irak opgelei is as een of ander veg of hier soldaat wat hierdie ouetjie hier in Klerksdorp doodgeslaan het in die parkeerraad. Het hy gegaan met die motief om hom dood te slaan? Nee. Maar sy aksie, sy daad, die besluit wat hy op daai oomblik geneem het, om terug te staan, uit sy voertuig uit te klim, en daai man te gaan konfronteer, is die vrug wat hy nou daarvan pluk. Maak nie saak hoe jy geprovoke word in die kerk van die Here. Dis die werk van die vyand. Pas op, let op, oor hoe jy gaan optree, wanneer hierdie dinge met jou gebeur. Kan ons vanmôre hier sit en sê, het sal nooit met my gebeur nie? Nee. Pas op. Die vyand weet presies waar elkeen van ons se swak plekke is. Hy sal wag net op die regte tyd, op die regte dag. Daai dag wat jy nou met daai verkeerde voet, soos die ou mense gesê het, uit die bed uitgeklim het. As jy voel jy het met daai voet uitgeklim, gaan klim terug man, en klim dan aan die ander kant van die voet uit. Of rol oor en klim aan die ander kant uit. Jy is die een wat die keuse maak. Jy maak die keuse. My optrede, gaan dit wees soos wat Christus van my verwag? Of gaan ek maar net doen wat ek wil doen op my oom? Maar dan wil ek ook vir jy sê, as jy so rapid vinnig is om jou besluite uit jou eie ek te maak, moet jy ook pa staan vir die vrugte wat jy gaan doen. Onthou dit. Ons kan nie omdraai en sê, maar Here, waar was u gewees? Vra vir jouself, waar was ek op daai oom? Hoe ver was ek van God af op daai oom? Dit is soos 'n klip wat jy in die water gooi. Die oomblik wat daai klip die water tref, veroorsaak dit golwe of waterkringe. Hierdie waterkringe word uitgerol tot op die kante van hierdie poel. Net soos hierdie klip waterkringe veroorsaak. So veroorsaak elkeen van ons se dade en optredes kringe en golwe in ons lewens. Dis of positiewe kringe of negatiewe kringe. En daarmee wil ek jy bemoedig vanmôre, begin alles wat jy doen, kerk van die Here, begin dit by die Here. Met ander woorde, maak die Here die middelpunt van alles in jou lewe, van elke besluit wat jy neem. Daar is absoluut geen besluit wat te klein of te groot is vir God nie. Daarom sê hy vir jou in sy woord, ken my in al jou weë. Bly die regte ding doen. Maak nie saak hoe groot die versoeking is wat op jou afkom. Bly jy die regte ding doen. Jou dade en jou optrede in hierdie versoeking sal bepaal wat jou vergelding sal wees. En dit is wat ons nooit moet vergeet. Moenie die vyand toelaat om jou te beroof van God se seën oor jou lewe nie, want dis wat hy wil doen. Hy sal jou uit lyn uit met God se woord vat. Hy sal die versoeking op jou pad stuur, dat jy waaragtig weer doen wat jy gesê het vir die Here jy nie sal doen. Dit is wanneer ons in daai strik trap. Want ons beweeg uit lyn uit met God se woord en dan pluk ons die vrugte daarvan. Jy is die een wat die keuse maak van die vrug wat jy gaan pluk.
God wil sy seën oor elkeen van ons losmaak. God wil hê dit moet goed gaan met elkeen van ons. Die Here wil hê jy moet jou plek in jou hart en jou lewe moet oorloop van sy blessings. Hy sê dit vir ons in Johannes 10:10. Hy begin deur te sê die dief kom net om te steel en te verwoes. Daar gee hy vir jou die antwoord. Luister, die vyand sal kom om te steel. Wat wil hy steel? Hy wil jou blessing steel. Hy wil jou vreugde steel. Hy wil jou vrede steel. Die oomblik wat jy daai nie meer het nie, is wanneer hy inkom en sy hou slaan. Maar ek dank die Here dat hy nie ver van my daar stop nie. Die Here gaan verder en hy sê, maar ek het ook gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Hier waarsku die Here ons. Die dief kom, maar ek het ook gekom. Dit is die God wat ons aanbid. Hy is ons hemelse Vader en ons is sy kinders. En as God sê, ek het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee, bedoel hy dit. En oorvloed beteken ek kom niks, absoluut niks tekort. Ek ontvang 'n oorvloed in alles sodat ek weer 'n seën vir ander kan wees. Ontvang vanmôre die beloning van God se woord oor jou lewe en streef daarna om God te behaag in elke optrede en elke daad van jou lewe en jy sal sien hoe die Here jou lewe gaan verander. Doen dit, toets dit. Die woord sê, toets my en ek sal die sluise van die hemel vir jou oopmaak. As jy goed doen aan ander, sal jy goed ontvang. Meer as wat jy ooit gedink het. Ja, daar is nou maar hier en daar 'n ou vrot appeltjie. Moenie daaroor kom nie. Fokus op die Here. Want die oomblik wat jy ophou gee, omdat Pietie nou ongeskik was, of Pietie aanvaar maar net als vanselfsprekend. Nee, dis in elk geval nie hoekom jy gee nie. Jy gee omdat die Gees jou gelei het om te gee. En as die Gees jou lei om te doen wat jy moet doen, en jy doen dit, is dit uit jou hande. Moenie jou kop wegdraai van Christus af en jou fokus op iemand anders gaan sit nie. Dis waar jy die fout maak. Bly jy die regte ding doen. Bly jy jou lewe lei in lyn met God se woord en die Here sal vir jou seën. Soveel so dat jy self sal terugstaan en verwonderd wees oor hoe God my seën. Lukas 6:38 sê gee en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat van wat ingedruk en geskik en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet. Kerk van die Here, vandat jy jou oë in die môre oopmaak, neem jy besluite oor die area, die situasie en die omstandighede waarin jy jouself bevind. Die vraag wat jy jouself moet vra, watter tipe vergelding gaan ek ontvang oor hierdie optredes, my dade en my omstandighede in hierdie laaste uur. Net in die laaste uur, die besluite wat ek geneem het. Wat se vrug gaan ek pluk daarvoor? Moes ek maar eerder net omgedraai en geloop het? Moes ek maar soos die woord gesê het, die ander wang gedraai het? Sal my vergelding vir my optrede 'n seën of 'n vloek wees? Dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. Die beste, of sal ek eerder sê, die hartseerste van alles is die feit dat ons weet wat die regte ding is om te doen. Maar steeds doen ons dit nie. Ons weet wat God van ons verwag en hoe ons behoort op te tree. Ons weet presies wat ons mag en ons nie mag doen in ons daaglikse lewe doen. Maar steeds bly ons doen wat die Gees ons vermaak om nie te doen. Maklik is dit nie, maar as ons bid tot God met 'n opregte hart, sal die Here vir jou help om 'n totale omkeer te maak van jou ou self en daai ou slegte gewoontes.
Hy sal jou vernuwe in jou gees en jou lewe sal radikaal verander. Jy moet 'n besluit maak. Jy moet die keuse maak. Romeine 12 vers 2 is 'n baie kragtige skrif en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Hoe doen ek dit? Nou ek het 4 stappe uitgehaal. Stap 1 is, vra die Here om jou gedagtes te bewaar. Die doel van ons gereelde denke sal bepaal hoe ons dae, jare en uiteindelik ons eie lewe uitspeel. Alles die gedagtes. Stap 2, herken die bron van selfgefokuste en selfvernietigende gedagtes. Herken die vyand en beveg hom met God se krag en met skriftuurlike waarheid. Stap 3 is, vervang selfgefokuste denke met 'n God-gefokuste ingesteldheid. Nadat ons vir die Here gebid het om ons verstand te beskerm en die vyand te herken, sal ons 'n keuse hê. Sal ons brein oplei om die dinge van God om op die dinge van God te konsentreer? Of sal ons dit laat verteer deur die dinge van hierdie wêreld? Dit bly ons keuse. Stap 4, rus in die waarheid dat ons in Jesus Christus aangeneem is. Daar is dae wanneer al wat ons kan doen is om te rus in die waarheid dat ons in vrede met God is, dat ons vry is van beskuldigings en dat ons God se kinders is. Rus in die waarheid dat ons aangeneem is deur die koning van die konings, deur Christus Jesus. Ek gee nou nie om wie teen my het nie, man. Die Here het my vrygespreek. En solank Jesus my vrygespreek het, gaan jou geskinder oor my of jou geslegsêre oor my niks pla nie. Dis soos water van 'n een se rug af. Dis hoekom hulle my al die jare gesê het, ek is te dikvellig om sleg te voel as ek sleg gesê word. Ja, ek is te dikvellig, jy is doodreg. Want ek is nie 'n people pleaser nie. Ek is hier om my God tevrede te stel. Nie om mense tevrede te stel nie. Ek het geen vertroue. My vertroue is nie in mense. My vertroue is in God. Dis waar dit behoort te wees. Ek praat nie van die normale vertroue wat ons in mekaar het nie. Ek praat van die vertroue in God moet daar wees. Want God is die een op wie jy moet vertrou. Elke een van hierdie 4 stappe is 'n keuse wat u of ek moet maak. 'n Keuse of ek deur my optredes en my dade eerder die seën gaan ontvang of die vloek van die Here sal ontvang. Dit is baie belangrik dat ons verstaan hoe hierdie dinge werk. Dit maak nie saak hoeveel beloftes in die woord van God opgeskryf staan. Daar's 'n voorwaarde vir elkeen. En my optrede en my dade sal bepaal of ek vir hierdie beloftes van God sal uitkom. My keuse om gehoorsaam te wees. My keuse om reg en regverdig op te tree. My keuse om seker te maak my dade kan geregverdig word met God se woord. Dit is seker die moeilikste. Vra jouself die vraag af. As daai ou hier voor jou ingedruk het, as wat jy daar kwyt geraak het, sal dit geregverdig kan word deur God se woord? Nee. 100 maal nee. Daarom is dit belangrik dat ons besef dat ons optredes en ons dade is waarvoor ons vergeld sal word. Dan wil ek afsluit met die volgende. Dink altyd eers mooi voor jy oorgaan na die daad of jou optrede. Ons is altyd so geneig om te sê, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself wil gedoen het.
Maar bedink ons hierdie stelling as ons dit sê. Want wat sal gebeur as almal om jou begin doen aan jou wat jy aan hulle doen? Sal dit vir jou 'n seën wees? Of sal dit in die vorm van 'n vloek op jou lewe afkom? Die keuse is jou. Die antwoord is 'n antwoord wat net jy sal kan gee. En Lukas 6:31 sê, en soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Ek sê weer vir u vanmôre, keuse bly jou. Moet nie aanhou om die verkeerde ding te doen as jy weet wat die regte ding is om te doen. Ons almal ken hierdie skrif. En ek wil dit vir julle lees. Openbaring 3 vers 15 en 16 sê ek ken jou werke. Dis God wat praat. Ek ken jou werke. Dat jy nie koud is en ook nie warm is. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm is, sal ek jou uit my mond spuug. Moenie lou wees in die oë van God nie. Want nie net jou tyd hier op aarde sal vergeld word met 'n vloek nie, maar ook die ewige lewe hierna. Sal jy vergeld word nie vir wat jy op hierdie aarde gedoen het. Daarom is dit belangrik, dat ons verstaan, dat ons het nie te doen met 'n mens nie, ons het te doen met 'n lewende God, wat elke een van ons se werke ken. Dis hoekom die Here promptly hierdie boodskap gee, is dat ons verstaan, God ken jou werke, alles. Daar's absoluut niks wat ek vir God kan wegsteek nie. Niks. Daarom as iets jou pla, raak ontslaaf van dit. Ek pleit by u vanmôre. Want as jy dit doen, gaan jy begin in lyn kom, en ek kan vir u vanmôre getuig, die Here sal deurkom vir jou. Maar ons hou vas aan hierdie goed. Hoekom weet die hemel alleen? Raak ontslaaf van alles wat nie hoort in jou lewe. Jy weet wat dit is. Moenie eens na my toe kom en my kom vra, is dit 'n sonde nie? Want as hierdie sonde, die woord sonde in jou kop opgekom het, dan is dit 'n sonde. As dit iets is wat jou pla, is dit iets wat moet uitgesort word. Sê ek vanmôre, ons kan volmaak voor God staan nooit nie. Maar ek kan probeer. Ek kan my beste gee. Ek kan voor die Here kruip, my knieë deurkruip en sê, Here, ek weet ek is 'n sondaar, maar ek bely vanmôre my sondes voor 'n lewende God. En ek weet, Here, u weet, ek probeer. U weet hoeveel goed het ek al uit my lewe uitgeskuif om nader te kom aan u. Dis wat wil wees. Dit moet 'n begeerte in ons harte wees, is om nader aan die Here te wees. Jy sal tog niks doen wat iemand te nakom waarvoor jy werklik lief is nie. En as ons hier sit vanmôre en ons sê ons het 'n liefde vir God, hoe kan ek dan alles doen wat God nie behaag nie? Hoe kan ek dan aanhou met dit wat verkeerd is, as ek sê ek is lief vir die Here? As jy vir iemand sê jy is lief vir hom, en daai persoon sê, jy het iets gedoen wat my bitter seer gemaak het, ek hou nie daarvan nie. Gaan jy dit weer doen? As jy dit weer doen, dan is jy nie werklik lief vir daai persoon. So as ons vanmôre hier sit en ons sê, Here, ek het u lief, omdat u by God is, dan behoort ons optredes en ons dade dit te bewys. Ek hoef nie vir u te vertel wat ek uit my lewe uitgeskuif het vir Christus. Dit is nie belangrik dat jy dit weet. Niemand hoef dit te weet. Jy maak die besluit. En sê van nou af raak ek ontslaaf van alles wat nie hoort in my lewe.
Want ek is ook net soos elke ander een op hierdie aarde, duur gekoop deur die bloed van Jesus, en elke een van hierdie beloftes en seëninge wat God oor die wêreld belosmaak, is vir my beskore. Al wat ek moet doen is, begin die regte ding doen. En jy sal vergeld word vir jou optrede. Jy sal die vrug pluk van jou dade. Die kerk, ons is die een wat besluit. Ons is die een wat besluit wat se vergelding ek sal ontvang. Gaan dit die seën wees of gaan dit die vloek wees? En niemand van ons sal onder die vloek van God homself wil staan. Daarom is dit belangrik. Het is belangrik dat ons bely voor God en ophou kerk speel, as ek dit so kan stel. En begin by die voete van die Here uitkom. Jy kan jou lewe geniet ten volle terwyl Christus saam met jou staan. Jy het nie nodig om hierdie gemors van die wêreld of saam met jou vriende deel te raak van goed wat jy weet die Gees jou waarsku teen in jou hart. Raak dan eerder ontslaaf van daai vriende, man. Want hulle is besig om jou in die afgrond in te trek. Hulle is besig om jou hel toe te stuur. En ek kan nie vanmôre hier staan en vir u sê, ag, jy is almal so oulik, ag, ek wil vir jou vanmôre garantie hoor, jy is reguit op pad hemel toe nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan wel vir jou sê, as jy in lyn is met God se woord, deur die bloed en die genade van God, staan ons almal 'n kans om die hemel te maak. Maar as jy vanmôre hier sit en daar's iets in jou lewe wat nie daar hoort nie, wil ek vir jou vermaan vanmôre en vir jou sê, as jy aanhou daarmee, gaan jy in die ewige vuur van die hel opeindig. En of jy nou hou van hierdie woorde, dit maak nie saak nie. Dis my plig om jy te vermaan vanmôre en te sê, as daar dinge is wat jy van weet, raak ontslaaf van dit, voordat jy vergeld word op 'n manier wat jy in jou lewe nie kan dink. Ons moet dalk meer preek oor die hel, dat die mens die werklikheid daarvan kan besef. En ek dank die Here dat ek God nie dien of aanbid omdat ek 'n vrees het vir die hel nie. Ek aanbid God omdat ek 'n liefde het vir hom, vir alles wat hy vir my doen, want hy is my maker, hy is my skepper. As dit nie vir die Here was nie, het ek nie hier gestaan vanmôre. Ek is lief vir hom, dis hoekom ek hom dien. En ek is lief vir julle, dis hoekom ek die woord bedien. Want ek nie eendag wil gevra word deur God, maar waar is hierdie persoon wat in jou gemeente gesit het? Hoekom het hy nie die hemel gemaak nie? Here, wat ek het gepreek, dit wat hulle wil hoor, nie. Ek bid dat elke prediker sal preek dit wat God wil hê die mense oor moet hoor. Of dit nou seer maak en of dit nou goed doen. Ons het almal werk om te doen. Almal van ons. Ek in kluis. Moenie dink as ek hier staan en die woord bedien, daar's dinge wat ek nie meer stoei nie. Daar is goed wat ek mee stoei. Dankie Here dat ons deur sy genade voor hom kan kom en sê, Here, ek het vandag net een tree vorentoe gegee. Maar die Here weet, hoe moeilik was dit vir jou om daai een tree te gee. Maar dankie Here, ek is nie meer waar ek laas week was. Al het ek 'n halwe tree gegee, maar het ek 'n tree gegee nader aan Christus Jesus. Kom ons sluit ons oë. Vader Here, al was hierdie vanmôre 'n harde woord, en al besef ons vanmôre net eers weer opnuut dat hoe ek my lewe lei op hierdie aarde is wat my vergelding sal wees op die uiteinde van die dag. En nie net in hierdie lewe waar ons nou lewe van die tydelike nie, maar ook in die ewige lewe hierna. En ek bid vanmôre in die naam van die Here Jesus Christus
As hier iemand in hierdie gehoor sit vanmôre wat weet van daardie 1, 2 of 3 dinge wat nie in jou lewe hoort nie, wil ek pleit by u vanmôre, raak ontslaaf van dit. Kom in lyn met God se woord en dit sal goed gaan met jou, nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die lewe hierna. Ons skuld dit vir die Here. Ons skuld dit vir God. Ons is sy kinders. En hy is nie net 'n heilige God wat op sy troon sit nie, hy is ook ons hemelse Papa. En ons kan, soos ons na ons aardse vaders toe kon gaan, en daar's baie van ons wat nie die voorreg gehad het nie. Baie van ons wat met 'n vreeslike harde pa in die lewe groot geword het. Maar ek wil vanmôre vir u sê dat hierdie hemelse Papa met 'n hart vol liefde. En hy kyk na ons met oë vol genade. En daarom kan ons vanmôre bely voor God en alles opnoem in ons gedagtes wat ons weet ons nog van God af weghou. Wat ons weet dat ons gedagtes in ons hart van God laat afwyk. Wat ons weet ook vanmôre dat ons kan nie in die lig en in die duisternis gesamentlik loop. Ons weet vanmôre ons kan nie vir Christus en vir die wêreld leef nie. Daarom is dit belangrik, Here, dat ons deur die Gees vanmôre vermaan word en bid dat die Gees vanmôre in elkeen se hart sal werk. Here, nie een van ons behoort die hemel te mis. Niks in hierdie lewe, niks in hierdie wêreld kan so wonderlik wees soos dit wat vir ons wag hierna. Daarom, Vader, bid ek dat ons sal verstaan. Dit maak nie saak wat ek deurgaan in hierdie lewe. Solank ek vashou in Jesus Christus, want my fokus, Here, is op die lewe hierna. Alhoewel U in U woord sê, is dat U vir ons 'n lewe in oorvloed wil gee. Bid ek vanmôre, Vader, dat elke een van ons onder die gesag en die leiding van God sal kom. Dat ons sal begin in lyn kom met die woord van God. Dat ons sal begin verander in ons harte. Dat ons die Gees sal toelaat om hierdie verandering te laat plaasvind. Transformasie, radikale verandering in my lewe. Tot eer van Heilige God. Here, help vir ons dat ons nie bekommerd sal wees oor wat ons vriende of ons familie gaan sê wanneer ek hierdie besluit maak. Dis nie belangrik nie. Miskien as ek hierdie besluit maak, trek ek dalk hierdie vriende en hierdie familie om nader aan Christus te kom en die Here sal my 'n beloning gee vir elkeen van hulle wat die hemel gaan maak. Maar dis deur hierdie dae, dis deur hierdie gehoorsaamheid, dis deur hierdie optredes wat ek ook ander verander. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat U elke een van ons sal help. Dat voordat ons enigiets doen, dat ons sal dink wat ons doen. Voordat ons ons mond oopmaak om te praat, dat ons sal dink voor ons praat. Dat jy 'n wag voor ons mond sal sit, Here. Sodat ons sal verstaan wat dit is om onder die seën van
God te staan. Maar dat ons ook sal verstaan wat het is wanneer God 'n vloek oor my lewe uitspreek. Wanneer God 'n vloek oor my lewe plaas. En ek dank U, Here, dat ons nie bekommerd hoef te wees oor 'n vloek oor ons lewens. Want ons het hierdie begeerte om al hoe nader en nader aan God te beweeg. Ons het hierdie begeerte, Here, om U tevrede te stel. Ons het 'n begeerte om U hart gelukkig te maak, Here, wanneer U na ons kyk. En ek dank U vanmôre. Dank U dat ons verstaan, Here, dat dit belangrik is dat elke besluit wat ons neem oor ons lewe, oor ons leefwyse, oor die dinge waarin ons dink, die plekke waartoe ons gaan, dat ons sal vergeld word volgens hierdie optredes. Ek dank U vanmôre, Vader, vir die woord. Dank U vir elke een wat vanmôre hulle hart oopgemaak het vir hierdie woord. En ek dank U, Heilige Gees, vir elke een wat vanmôre losgemaak is. Vir elke ketting wat gebreek is vanmôre. Vir elkeen wat vanmôre opgekyk het en gesê, Here, ek is klaar met hierdie ding. Van nou af is dit Jesus en Jesus alleen. Dankie vir hierdie woord. Ek bid, Here, dat U die Gees sal stuur om 'n naprediker te wees. Dat ons werklik waar sal werk maak daarvan. To become Christ-like, om meer soos Christus te wees. Ek dank U vanmôre daarvoor. Ek loof U en ek prys U soet en heilige naam. Amen.